Kom ons maak ons Bybels oop by 3 gedeeltes. Ek gaan nou nie al 3 nou lees nie, ons gaan dit so in die preek hoor. Eerste waarby ons gaan stil staan is Lukas 12. Ons gaan 'n paar verse daaruit lees en dan gaan ons Markus 7 toe blaai. En dan gaan ons na Openbaring 5 toe blaai. En dan gaan ons Handelinge 1 lees en nie Handelinge 2 soos wat ek gisteraand per ongeluk verkeerd gesê het, nie Handelinge 1. So nou moet jy al jou boekmerkies wat jy het met jy nou uithaal. Daai wat gehikel is en daai blommetjie wat gedruk is en elke moontlike dingetjie wat jy het wat 'n plekkie kan hou. So is Lukas 12, Markus 7, Openbaring 5 en Handelinge 1. Ons gaan elke keer net 'n gedeelte of 'n vers of 2 daarby lees en ek gaan nou oor elkeen iets sê. Ons gaan uit die aard van saak nou nie noukeurig en volledig by almal kan stil staan nie. Here, ons wil ook voordat ons lees en preek, kom bid word U self die een wat nou in die woord kom deur die Heilige Gees en deur U woord. As ons hoor wat U vanuit die woord vir ons sê vanmôre, as ons dit lees, dan vertrou ons U Heilige Gees dat U ook elke woord wat uiteindelik oor my lippe kom, dan so sal verander dat dit sal wees soos wat U wil hê dit moet wees. Seën ons asseblief met ingesteldheid om te leer en om met gehoorsaamheid dan ook te gaan doen en te gaan leef. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, gestel jy stap in 'n restaurant in en jy bestel vir jouself 350 gram rampsteak en jy vra hy moet medium rare wees en hy moet 'n pepersousie by hê. En jy wag vir jou bestelling en 20 minute later kom die kelner en hy sit so 'n hengse groot bak spaghetti voor jou neer. En hy sê vir jou, dis die beste spaghetti wat jy in jou hele lewe lank, of in jou hele lewe sal proe. Wat sal jou reaksie daarop wees? Ek sou waag om namens jou te antwoord om te sê, jy sal vir die kelner sê, maar dis nie wat ek bestel het nie. Dit mag nou wel die beste spaghetti in die wêreld wees, maar dis nog steeds nie wat ek bestel het nie. Ek het 'n stuk steak bestel. En steak en spaghetti mag dalk nou met albei met 'n S begin, maar dis nie naastenby dieselfde ding nie. Dit proe nie dieselfde nie, dit lyk nie dieselfde nie. Dit is glad nie naastenby eers dieselfde ding nie. Jy sal waarskynlik vir so 'n kelner vra, vat dit asseblief terug en bring my steak vir my wat ek bestel het. Dit mag dalk nou 'n oordrewe voorbeeld wees. Maar ek het tog 'n vrees in my dat dit iets is wat ook in die kerk gebeur. Oor die eeue heen dink ek is ons besig om in die kerk iets anderster op die tafel te sit as wat die Here vir ons gegee het. Die bestelling wat die Here ingedien het, kan ek dit nou maar so noem, van hoe hy wil hê sy kerk moet werk, van hoe sy kerk moet funksioneer, van hoe sy kerk moet lyk, het ons al hoe meer begin skuif na eerder hoe ons dit wil hê. En dan het ons partykeer nog die arrogansie om te sê, dat weet jy, dis die beste wat ons vir jou kan gee. Net soos wat die spaghetti nou die heel beste op die aarde sal wees. Maar dis nie wat die Here vra nie. Dis nie wat die Here wou gehad het nie. Dit was nie sy bestelling nie. Of in die tema van vanmôre, dis nie sy wense wees vir sy kerk nie. En daarom dink ek is dit nodig dat ons, partykeer is dit maar seer om hierdie goeders te sê, en is dit moeilik om hierdie goed te sê, maar is dit dalk tyd dat ons ook eerlik raak in ten opsigte van hoe ek en jy ons wenslysie ten opsigte van wat ons van kerk wil hê teenoor die wenslysie van die Here plaas. En dis al so baie maklike oefening wat ons kan doen. Ons kan eenvoudig vir mekaar sê, dink so vir 'n oomblik by jouself, wat wil jy graag van die kerk hê? Of wat dink jy wil mense van die kerk hê?
En dan sal die prentjie waarskynlik, hy's nou so 'n bietjie dof, maar jy het hom net nou dalk gesien, sal dit waarskynlik aan die linkerkant wees. Ek sal graag in 'n gemeente wil wees waar mense gemaklik sit, daar moet goeie koffie wees, die preke moet kort wees, moet goed voorbereid wees, daar moet baie programme wees waarin ons kan inskakel, of daar moet geen programme wees waarby ek inskakel, want ek hou nie daarvan om iewers in te skakel nie, ek is in elk geval nêrens betrokke nie, ek wil dit hê, ek wil dat hê, daar's 'n klomp goed wat ons sal sê, dis wat mense nogals wil hê van die kerk. Nou sou die tweede vraag wees, wat dink jy is die opdragte wat die Here in sy woord vir ons gee, oor hoe hy wil hê die kerk moet wees. En dan sal dit nou waarskynlik goed aan die regterkant wees. As hy 'n hele klompie tekste, nou gaan hy die aardsaak nou nie by dit alles kan stil staan vanmôre nie, waarin die Here spesifieke opdragte vir sy kerk gee. Johannes 13 sê, julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle liefhet. 'n Hele gedagte rondom hoe ons mekaar moet lief hê, daar is 'n kwalifikasie daaraan gekoppel, soos wat ek julle liefhet. Hy sê in Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en gee op hierdie manier uitvoering aan die wet. Hy sê in Jakobus 1, gee om vir die weduwees en die wese in julle, en vir die minder behoeftiges in julle gemeente. Sorg dat almal het wat hulle moet hê. En in Matteus 28 sê hy, gaan die wêreld in, gaan getuig van my, en gaan verkondig die evangelie en maak mense my disippels. Ja, en so kan ons aanhou en 'n klomp tekste gaan uithaal oor wat die Here spesifiek vir sy kerk vra, hoe hy wil hê hulle moet wees. En nou kan ek vir jou vra, in jou hart, wat dink jy gaan mense die meeste ongelukkig maak? As die lysie aan die linkerkant nie gebeur nie, of as die lysie aan die regterkant nie gebeur nie? En kom ons wees eerlik met mekaar, mense gaan uit gemeentes uit, mense gaan na ander kerke toe, omdat die preek te lank is, omdat die musiek nie volgens standaard of volgens behoefte is nie, omdat dit verkeerd is, omdat dat verkeerd is, omdat dit nie werk nie. Ek ken baie min mense wat uit die kerk uit gaan, omdat hulle hoor, hier word nie gebid nie, of hier word mense nie na die Here toe gelei, of hier word nie disippels gemaak nie, of hier dra ons nie mekaar se laste nie. Ek hoor nie dat ouens daaruit oor die kerk uit gaan nie, maar oor die eerste lysie van my wense, dit wat ek graag wil hê, dit wat my uiteindelik pas, wat nie gebeur nie. En daarom is dit dalk so nodig dat ons vir 'n slag net so bietjie weer selfondersoek gaan doen. Dat ons net so bietjie weer na ons harte gaan kyk oor my wens teenoor God se wens as dit kom by sy kerk. Kom ons kyk na 3 gedeeltes. Lukas 12, as jy daarby oop is. Lukas 12 vertel die verhaal, die opskrif is van die gelykenis van die waaksame slaaf. En eintlik daarvan vers 35 af. En eintlik gaan hierdie verhaal of hierdie gelykenis oor wat die Here sê, jy moet altyd gereed wees. Want die eienaar, die Here, gaan op 'n dag terugkom, op 'n uur terugkom, op 'n tyd terugkom wat jy nie gaan verwag nie. En hy het in hierdie tyd wat hy weg is, het hy vir sy slawe, en onthou nou, gelykenis het altyd die doel, hy vertel 'n verhaal, om vir jou 'n boodskap te gee. So die eienaar is God, die slawe is sy kerk, sy mense, sê, ek los julle hierso met bepaalde opdragte, ek wil hê julle moet bepaalde goed gaan doen in die tyd wat ek nie is nie. Maar doen dit so, dat wanneer ek terugkom, en dit kan enige tyd, enige dag wees, dat jy reg sal wees, en gereed sal wees. En dan vertel hy hierdie verhaal. En dan daar in vers 41 vra Petrus vir hom, Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel of vir almal? En dan sê die Here, wie is die getroue verstandige bestuurder vir wie die eienaar oor sy ander slawe sal aanstel om hulle kos op hulle tyd hulle kos te gee? Dit is die man vir wie sy eienaar by sy tuiskom so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Ek sê vir julle die waarheid, die eienaar sal hom aanstel oor alles wat hy besit. En nou kom die groot teks. Maar die slaaf sal by homself sê, my eienaar draai lank om te kom en hy sal die slawe, die mans en die vrouens begin slaan terwyl hy self eet en dronk word. En dan sal die eienaar van die slaaf kom op 'n dag wat hy dit nie verwag nie en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie. Dan sal die eienaar hom laat doodmaak en hom die lot van ontroues laat deel. Hoor nou vers 47. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak het of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Ek dink nie ons kan maar net ons skouers optrek en hierdie gelykenis maar net lees, asof dit maar net daar iewers so terloops geskryf staan nie.
Maar dat die Here dit baie ernstig sê, dat hy verwag van sy mense om dit wat hy as opdrag te gee, dit wat hy wil hê moet gebeur, dat dit sal gebeur. En dat ons nie soos die ontroue slaaf ons eie ding sal gaan doen nie. Ons sal nou maar op ons eie tyd drink en eet en vrouens slaan, ek gebruik nou maar die voorbeeld hiervan, maar ons maak nie gereed vir sy koms nie. Ons doen nie wat hy van ons vra nie. En dan sê die Here, daardie dag as dit so skielik kom, dan sal daardie persoon 'n swaar straf kry. Dit geld vir die kerk van ons Here Jesus Christus ook. Ons kan nie maar net sê, weet jy, ons doen maar soos ons wil, ons maak maar soos ons wil, maar dit wat die Here van my vra, dit wat hy van my verwag, ek het nie 'n te groot saak daarmee nie. Op 'n dag kom die Here terug. En dit was nie in hierdie laaste tyd soveel te meer gesien hoe vinnig die Here inderdaad kan kom en onverwags kan kom om van sy kinders te kom haal nie. Dit gebeur so. En daarom dink ek met ons, dit is die eerste ding wat ons as kerk moet hoor, dat ons in hierdie tyd, ons weet nie wanneer hy kom, en wanneer hy vir my en vir jou kom haal nie, of wanneer hy op die wolke kom om sy kerk uiteindelik volledig te kom haal nie, maar dat ons in hierdie tyd, die tyd sal reg gebruik, om uiteindelik te doen, wat hy van ons vra, en nie soseer, wat ons partykeer dink ons self moet doen nie. Kom ons blaai na die tweede teks, dat dit nog meer gaan uitdruk, Markus 7, dalk net 'n ander klem daarop lê, Markus 7 daar van vers 5 af. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes vra hom toe, waarom handel u disippels nie volgens die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte nie, en eet hulle met onrein hande? Hy antwoord hulle, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom, julle skyn heilig is, soos wat daar geskrywe staan. My volk eer my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien, deur leerstellings van mense, as gebooie van God voor te hou nie. En net die volgende vers, ek het vergeet om hom by te sit, maar hoor net wat sê hy ook in vers 8. Hy sê, julle laat die gebod van God los, en hou aan die oorgelewerde gebruik van mense vas. En hy het verder vir hulle gesê, julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuif, en julle oorgelewerde gebruike in stand te hou. En hier gaan dit in hierdie gesprek oor die feit dat hulle sogenaamd hulle goed aan korban verklaar het. En dan sê die Here, julle ken al hierdie nice metodes en tools en ander afdraaipaadjies om julle eie begeertes, julle eie behoeftes, julle eie voorgeslagte tradisies na te kom, maar die wet van God wat sê, eer jou vader en jou moeder, daarin steur julle julle nie. Dis waaroor hierdie hele gedeelte dan gaan. Maar hy begin deur die disippels, of Jesus eet saam met sy disippels. En dan kom hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes daar by hom aan en sê, hoekom eet u disippels nie met gewaste hande nie? Dis daarom die oorlewering van die vroegste geslagte af, het ons daardie gebruik gehad, dat ons hande moet was. En voordat ons eet. As jy trouwens vers 3 lees, dan hoor jy, die Jode, oor die algemeen, het nooit geëet voordat hulle hande gewas het, of as hulle van die werk afkom, of van die dorp afkom, het hulle hele liggaam eers gewas, en hulle het hulle bekers gewas, en al die tipe van goed, en die Here sê, is oké dat dit gebeur. Die krisis lê daaraan, dat julle hierdie oorgelewerde gebruik, nou wet van God gemaak het. Asof die Here absoluut teleurgestel daarin sal wees, as jy nou met jou ongewaste hande eet. Asof dit 'n wet van God of is, asof dit nou een van sy gebooie is. As jy so 'n bietjie deur die Ou Testament gaan blaai, dan sal jy 'n klomp wette optel. Jy sal trouwens 613 wette kry. Die Here vir sy volk gegee het. Reinigingswette en kultuurwette en allerhande wette wat hulle moes nagekom het. 613 van hulle. Maar nie een van daai wette sê jy met jou hande was voor die tyd nie. Nie een van die wette sê jy gaan skuldig voor die Here staan as jy nie jou hande was nie. Natuurlik weet ek en jy vandag, dis 'n goeie gebruik, dis higiënies om dit te doen, maar jy kan dit nie verhef tot asof God gesê het, dis presies wat moet gebeur nie. En vriende, ek is so versigtig om te sê dat is ons nie partykeer besig om in die kerk dieselfde te doen nie. Ons maak van tradisies partykeer meer as wat God se opdragte en se wette vir ons sê. Ons is partykeer meer gepla oor goed wat mense in stand wil hou of tradisies wat mense gestel het en gegee het, as wat God sê moet gebeur. So ek nou maar net, en onthou, ek praat nou nie oor ons gemeente per se nie, ek praat oor die kerk in die algemeen. So ek nou maar net dink aan baie klagtes, dat ouens sal sê, die ouens preek gaan langer as 'n uur. In enige kerk het ons die gesegde, jy mag oor enigiets preek, net nie oor 'n uur nie. Jy weet, daai tipe van goeders wat ons vir mekaar sê.
Maar dieselfde ouens wat oor tyd sal kla, terwyl daar geen gebod in die Bybel is oor hoe lank 'n erediens moet wees nie, het geen saak om byvoorbeeld Matteus 28 te gaan uitleef om te sê, die Here vra van my dat ek ander mense getuies moet maak nie. Dat ek ander mense na hom toe moet roep en mense sy disippels moet maak nie. Die Bybel het nêrens 'n opdrag, 'n gebod, 'n wet wat sê, daar moet iets soos formele kategese wees nie. Ons het dit ingebring want ons dink is 'n goeie ding om ons kinders te leer van die woord van die Here. Maar as ouens wat meer probleme daarmee sal hê, dat daar nie meer die formele kategese is soos wat daar in die ou goeie dae was nie. Maar daai selfde ouens sal byvoorbeeld afwesig wees by die nagmaal of by 'n erediens, terwyl die woord uitdruklike opdragte het van moenie van die eredienste van die gemeente af wegbly nie, moenie die nagmaal misken nie. En so sal ek die een na die ander voorbeeld kan noem, dat ons sekere instellings partykeer belangriker ag, as dit wat die Here in sy woord van ons vra. O, mag hy vir ons die gees van onderskeiding gee, om te sê, Here, dis vir ons belangrik, maar dit moet altyd tweede viool speel as dit kom by wat u wil hê, en wat u vra, en wat u opdragte en u gebooie is. As jy 'n tienerkind in die huis het, julle wat nou tieners het, as jou tienerkind hier 11:30 uur aand vir jou sê, ek is nou baie moeg, ek het 'n latyn met dubbel room nodig, dan gaan jy waarskynlik vir hom sê, gaan klim in jou bed en slaap. Jy het slaap nodig as jy moeg is. Jy het nie 'n latyn nodig nie. Maar ons doen in die kerk partykeer dit, nee, om te sê, ons gee eerder vir ouens wat hulle wil hê, as wat hulle nodig het. En dis presies wat ons probleem partykeer is, dat ons so gemaklik eerder mense wil please, want ons is so bang hulle raak weg, hulle loop weg, hulle gaan na ander gemeentes en ander kerke toe, as om vir mense te gee wat hulle regtig nodig het. Dit wat die woord uiteindelik vra. Kom ons bly na 'n derde gedeelte. So is dit nou 2 gedagtes. 1, wees gereed, besig met dit wat die Here van ons vra. 2, ons wense, ons gedagtes, ons tradisies, ons oorlewering mag nooit belangriker wees as wat God van ons vra nie. 3, Openbaring 5 vers 11. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens, die ouderlinge, 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep, die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, sluit ons in. Het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Kan jy jou vir 'n oomblik hierdie oomblik in die hemel indink? Kan jy jou vir 'n oomblik indink, jy is deel van hierdie heilige gebeure wat hier plaasvind? Kan jy dink dat iemand daar sou sit in moderne taal nou, in ons taal vandag, en met sy selfoon sal besig wees om Facebook te kyk? Of hier aan sy pel langs hom stamp en sê, ja, hier is nou so 'n bietjie vervelig. Hierdie liedere en hierdie gesingery gaan my nou nie veel aan vanmôre nie. Of iemand sal sê, daar word nou nie veel oor my gepraat nie. Ek is nou nie juist, lyk my baie belangrik hierso nie. Dit is nie vir my baie lekker hier nie. Kan jy vir 'n oomblik indink dat so iets in hierdie gebeure sou plaasvind? Dis mos net lafwekkend belaglik om te dink. Dit kan ooit gebeur. Want ons is geskape daarvoor. Dis hoekom die liewe Heer ons gemaak het, dat ons uiteindelik in hierdie teenwoordigheid van hom saam met die totale heelal voor ons sal kan buig en sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Al die eer, al die lof, al die aanbidding kom hom toe, want dit gaan oor hom. Hy is die middelpunt van alles, nie ek en jy nie. So dit nou al 'n klomp kere vir mekaar gesê. Maar in die kerk wil ons dikwels sê, as dit nie vir ons please nie, as dit nie vir ons gemaklik is nie, as dit nie om ons gaan nie, as dit nie ons behoeftes raak nie, dan is ek so 'n bietjie moeilik daaroor. Terwyl ek iewers daai kopskuif moet maak om te sê, dit gaan altyd oor die Here. Ook in die kerk. Dit gaan oor sy wil, sy wense, sy begeertes, sy wat hy vir ons wil hê. Nie altyd oor wat ons dink die beste is en wat vir my die lekkerste gaan wees nie.
Francis Caan in die boek wat ek gebruik vir hierdie reeks, skryf dit op 'n stadium so mooi, hy sê, as iemand nie die stem van die Heilige hoor nie, moet jy nie dink, hy gaan na jou stem luister nie. En partykeer probeer ons so maklik, dat mense moet na ons luister. En ons moet die dinge net reg sê, sodat mense van ons sal hou, en uiteindelik in die gemeente sal bly, maar as hy nie die stem van die Here homself hoor nie, dan help dit jou niks nie. En dalk moet ons ophou om op 'n punt die hele tyd mekaar te probeer so gelukkig maak, en vir mekaar dit maklik maak, en net weer terugkeer na, wat vra die Here van my, ten opsigte van sy kerk. Daarom dink ek is dit nodig dat ons vir 'n slag net weer erns maak met Christus se wenslysie vir sy kerk. Dit wat hy wil hê sy kerk moet doen. Hoe hy wil hê sy kerk moet opereer. Hoe hy wil hê ek en jy as deel van sy kerk hier op aarde moet wees. Daarvoor sal 'n gedeelte soos Handelinge 2 ons baie help. Kom ons blaai ten slotte daarna toe. Handelinge 2 daarvan vers 42 af. Is die geboorte van die kerk van ons Here Jesus Christus, dis die eerste gemeente, hierin word die pilare vir ons gegee, hoe die Here wou hê sy kerk moet wees. In die teologie sal ons sê, dis nou kerkwees 101, iemand wat op universiteit is, verstaan daai taal, dis mos jou heel eerste inleiding tot bepaalde vakke, is altyd 101, dis back to basics, dis hoe die kerk moet wees. Vers 42, hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltye en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en almal is met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het selfs hulle grond en besittings verkoop, geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en met alle eenvoud geëet en God geprys. Jy hoor sommer 'n klomp goed wat daar gebeur het. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Dit dek die tafel vir ons volgende klompie preke, of vir my volgende klompie preke, want ek wil by elkeen van hierdie pilare stil staan om te sê, dit is wat die Here van sy kerk vra. En hoe getrou is ek en jy aan hierdie 7 groot sake wat hier na vore kom. Maar vandag as ons hier uitloop, geliefdes, dan is dit my wens, dit is my gebed, dat ek nie regtig iewers 'n tydjie sal kry om net so 'n bietjie te gaan stil word en vir Here te vra, Here, help ook vir my. Help ook vir my met hierdie antwoord. Is my wil, my wense, my wenslysie dalk belangriker as wat U regtig wil? Is ek besig om ook in Kroonhemel Noord die wens van die Here vir sy kerk uit te leef? Of is ek dalk meer ongelukkig en ongemaklik as my eie wense, my eie wil, nie hier gebeur nie? O mag die Here vir ons regtig met 'n openheid in ons harte seën, om ook hierop vir onsself die antwoorde te gee. Amen.